bang wees nie. Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, en jy is myne. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van hom wat was, van hom wat is, en van hom wat weer sal kom. Amen. Liewe Here, ons besef die groot voorreg dat ons kan sin, ek weet verseker. Om sekerheid te hê, Here, in 'n tyd van groot onsekerheid. Dat ons geloof so kan bely. Ten spyte, Here, van waar ons in ons menslikheid tekort kom, besef ons maar die geloof is nie uit ons eie nie, dis van U. Die sekerheid, Here, die standvastigheid van U. U is Heer. Here, so besef ons groot afhanklikheid voor U. Juis as kinders wat twyfel, maar U wat sekerheid bring. Ook nou besef ons afhanklikheid waar ons uit die woord uit gaan lees. Here, doen ons dit nie met sogenaamde menslike bravade nie. Ons doen dit as kinders soekend na U woord. Waarheid, die lewe. Is dit ook ons belydenis, dis alleen in U Here Jesus Christus te vind. Daarom bid ons dat U deur die Gees ons ook nou sal lei, dat ons sal hoor en luister, sien waarop dit werklik neerkom. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Johannes. Ons lees volgens saam Johannes 20 verse 11 tot 18. Johannes 20 vers 11 tot 18 en in my Bybel die 83 vertaling kan jy dit vind op bladsy 152 van die Nuwe Testament. Die opskrif daar is: Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai toe na hom en sê in Hebreëus: "Rabboni," dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien." En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Ons leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Amen. Oh
Die verhaal begin in sy eenvoud van Maria Magdalena by die graf, sy huil. Dis waar hierdie verhaal begin. Ons wat in retrospek kyk, skou die opstanding as is gelyk aan die oorwinning wat dit wel is. Met trompet geskal as waar met halleluja's, maar ons moet dalk net 'n tree terugneem, volgens onsself in die skoene van Maria Magdalena bevind en hierdie verhaal ook begin met hoe sy dit begin. Raak te sien wat die emosie was wat sy gehad het. Dit is kalm. Dis stilte. Dis rou. Dis trane van iemand wat alles verloor het. Geliefdes, as ons onsself moet meet aan die persoon van Maria Magdalena, dan is daar natuurlik baie raakpunte, maar ook 'n stuk uniekhede wat sy gedoen het. Veral dan as ons kyk na waar sy bly staan en huil by die graf. Besef ons, as ons vergelyk met die mensdom, die geneigtheid van die mens wat met lyding te doen het, dan is dit maar reg menslik, ons probeer wegkom daarvan. Ons wil nie pyn hê. Ons wil wegkom van lyding af. En so is dit reg menslik, ons probeer ontsnap daarvan. En die manier hoe die mens ontsnap van pyn en lyding is verskillend, soos dit verskil maar van persoon tot persoon. In ons dag en tyd vind ons dit veral waar dit waar is dan nou kollektief van die mensdom, sien ons dat dit gereeld gebeur waar mense wil ontsnap, wegkom van druk, veral deur vermaak of sosiale media, maar ander mense kies vir werk en so kan ons aangaan as baie voorbeelde, dan kan jou eie lewe, wat jy doen om pyn te vermy. Of ek dan nou sê waar mense in ontkenning lewe. Iets anders te doen om hierdie seer net minder seer te maak. Dit gebeur. Ons is mens. Hier vind ons vrou, Maria Magdalena, wat nie weghardloop. Sy doen nie en volg nie die gewone menslike roete, pyn en lyding om weg te kom daar nie. Merkwaardig geliefdes, is ons vind in die begin van hierdie verhaal, sy is daar, by die graf, sy huil. Nie weghardloop het nie, suggereer eintlik terug na die disippels, sy weghardloop, wegkom moment. Sy is die een wat daar is. Sy bly staan, sy huil. Maria Magdalena. In die persoon van hierdie Maria Magdalena geliefdes, vind ons, so lees ons in Lukas 8 vers 2, dat die Here Jesus bose geeste uit haar gedryf het. 7 bose geeste volmaak, so dit wys hierdie binding van volmaaktheid. Sy was totaal verlore as het ware. Die Here wat haar bevry het, wat haar genees het. En sy bevind haar dan nou as een wat bevry is, wat genees is, en sy word 'n volgeling van Jesus. Ja, daar is die disippels, maar daar is ook baie vroue volgelinge, onder wie die van Maria Magdalena. Hierdie vrou wat gebroken was, gebind was, verwerp was, het iets in Christus gevind van bevryding. Dit het alles verander. Maar nou is sy weer terug waar sy was, mag sy bes moontlik voel. Alles aanvanklik verander vir goed en nou by die graf voel sy weer van vooraf. Maar dieselfde emosies bes moontlik, alles weer verander, versleg. Want Jesus is weg, kruis het gekom, die donkerte van Vrydag, die liggaam wat begrawe is. En Maria staan by hierdie graf wat leeg is. Nie met hoop nie, nie met verwagting soos wat ons gewoonlik na die opstandingsverhaal kyk nie. Daardie moment, nie verwagting, wanhoop.
toe sy huil, buig sy vooroor na die graf toe en sien 2 engele in wit klere sit. Hulle vra vir haar, vrou, waarom huil jy? Dink jy gou dit in vir 'n oomblik, geliefdes, as jy iemand by 'n begrafplaas sien, is dit 'n vreemde vraag om vir iemand by 'n graf te vra, waarom huil jy? So eintlik sê dit so 'n bietjie uit plek uitvraag om te vra. Wat eintlik 'n vraag by ons moet wees is, hoekom vra die engele hierdie voor die hand liggende vraag wat by 'n graf gebeur waar mense noodwendig sal huil? Mens sou die engele wou reghelp en sê, maar is dit nie duidelik? Haar Here is weg. Haar hoop is weg. Geliefdes, maar soos ons dieper beweeg, begin ons agterkom, soos dit gereeld in die Bybel, jou vraagstellings deur die goddelike is nie net 'n gewone vraag nie. Dis ook 'n uitnodiging om haar hart oop te maak. En sy antwoord dan, omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Let net, geliefdes, vir 'n oomblik op die woorde, my Here. Hulle het my Here weggevat. Baie persoonlike terme hoe dit hier omskryf word. Vir haar, geliefdes, gaan dit nie oor in die teologie 'n persepsie van die godheid dan nou om te sê hulle die Here weggevat nie. Baie meer naby omskryf. My Here, dis persoonlik. Geliefdes, en dis presies waar die opstanding ook inkom. Dis nie gewoon net 'n abstrakte waarheid. Ons begin hier sien momente van persoonlike verhouding, persoonlike ontmoeting. En so vorder die verhaal. Maria draai om, daar staan Jesus. Sy herken hom nie. Die teks is nogals baie duidelik om dit ook vir ons uit te wys. En dan sal op ons vorige vraag wil jy nog 'n groter vraagteken op die volgende vraag is, hoe is dit moontlik? Dis die Here Jesus Christus wat aan haar verskyn. Sy sien hom, maar sy herken hom nie. Hoe staan jy voor die opgestane Christus en jy sien hom nie? Goed, die Bybel leer dat Jesus 'n verheerlikte liggaam gehad het, maar ek dink ons taal skiet gewoon te kort wat dit noodwendig beteken. Ons weet baie goed wat 'n liggaam is. Ons het vlees en bloed. En dis baie duidelik dat Christus nog nie ten volle opgevaar het alleen in gees en so dis tussen liggaam en gees. En daarom hierdie woord verheerlikte liggaam. Maar ons sit eintlik almal as kleurblindes wat vir mekaar kleur moet verduidelik. Wat beteken dit noodwendig 'n verheerlikte liggaam? Ons weet nie. Trouwens sien ons waar Christus na sy opstanding aan sy disippels en ander ook verskyn het, dat dit nogals gereeld die reaksie van mense was. Soos Christus aan hulle verskyn deur die bank heen, herken hulle hom nie aanvanklik nie. Dis eers later dat hierdie openbaring voorkom waar hulle Christus sien vir wie hy is. En daarom dan dink ek, lê daar in hierdie teks 'n dieper waarheid as die vlak van wat mens vinnig jouself in verlore vind oor hoe Christus gelyk het of nie gelyk het. Tussen vlees en gees, verheerlikte liggaam, dink ek wil hierdie teks iets anders sê. Veral in die lyn van Maria Magdalena en haar lyding, haar trane. Pyn kan jou visie vertroebel. Wanneer jy deur verlies gaan, teleurstelling, gebroke drome, wat gebeur dit? Jy kan kyk en kyk, maar tog nie sien. Hoor en hoor, maar tog nie luister. Want jou wêreld word gekleur deur die hartseer. Ons sien dit elke dag, geliefdes, in die lewe en so kan ons baie verhale vertel daarvan.
En wat hulle gesê het, was die regte dinge. Maar dit het nie inslag gevind noodwendig nie. Of 'n man wat sy werk verloor het, stap deur geleenthede, maar hy sien mislukking. Of 'n jong mens wat dalk deur verwerping gegaan het, hoor liefde. Maar glo dit nie. En so speel daar baie van hierdie verhale in ons lewens af. Van waar mens verblind word deur die stampe en stote van die lewe. So ek dink nie ons moet te vinnig oordeel oor hoe kon Maria Magdalena nie vir Christus op daardie oomblik sien. Sy staan voor die grootste wonder in die geskiedenis, die grootste draaimoment. Maar sy dink dit is die tuinopsigter. En dan baie interessant, geliefdes, vra Jesus dieselfde vraag as wat die engele gevra het. Waarom huil jy? Tweede vraag wat die engele aanvanklik nie gevra het nie, is wat soek jy? Waarom huil jy? Het sy nou al gehoor en sy het dit verduidelik, haar hart uitgestort. En die vraag, wat soek jy? Waarna is jy op soek? Daar waar jou hart nou uitstort en dink, dit gaan my antwoord wees. Beskryf dit, Maria, wat soek jy? Geliefdes, en dis die kern van alles. As ons dit weer deurtrek tot ons eie soekende, versigtinge in hierdie lewe. Ons soek en ons soek. Maar ons self weet nie altyd wat ons regtig nodig het. Soms is ons baie oortuig in onsself, dit is wat ons nodig het, dit is ons antwoord. En dan met die tyd besef mens, maar dit is toe nie die antwoord nie. Ons sien dieselfde by Maria Magdalena. Sy dink sy soek 'n liggaam. Sy is oortuig. Sy sê, ons lees dit trouwens, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom gaan haal. Hoor na stigtelik soek, maar jy kan ook hoor absolute liefde. Jy hoor die liefde, geliefdes, in die woord. Sy is bereid om 'n liggaam te dra, 'n vrou alleen, net om weer by Jesus te wees. Liefde hou vas, selfs waar hoop weg is. En dan gebeur dit. Jy kan hoor hoe hierdie opbou in hierdie teks as waar kom, maar jy dink die opbou gaan baie later kom, en dan skielik is die verrassingselement sommer vinnig. En dis wat Jesus sê vir haar. Dis net een woord. Net die een. Een woord wat alles in haar verander het. Van haar grootste wanhoop, waar het weer goed gegaan het. En toe weer Christus sterf, grootste wanhoop, beleef sy weer iets van hoop. Is die uitdrukking Maria. Geliefdes, die krag so seer in die woord nie. Maar sekerlik in die manier hoe Christus dit daardie dag gesê het. Ek dink jy lê 'n baie groot stuk misterie dan in hierdie teks, want wat jy lees in 'n teks is wat jy lees, jy hoor dit nie. Ons kon nie hoor, nie noodwendig dit nadoen hoe Christus met sy spesifieke intonasie, die manier hoe Christus haar naam gesê het, dit kan ons nie pyl nie. Maar toe sy gehoor het, het sy geweet. Dit het lig vir haar gebring. En sy besef, Maria, net haar naam, niks meer nie. Veral vir haar, geliefdes in die Bybelse tyd, konteks daar, waar sy grootliks naamloos was, veral Maria Magdalena. Nie net naamloos nie, maar 'n slegte naam in sekere opsigte gekry. Die Here gee haar 'n naam, 'n identiteit.
En soos sy as volgeling van die Here was, sou hy gereeld haar op die naam genoem het, haar identiteit gegee het, 'n naam gegee het wat die wêreld nie gedoen het. Dis net haar Here. En daarom dan, dat sy Jesus herken, nie aan die persoon nie, maar aan die naam. Kan dit hy wees? En sy antwoord, Rabboni, soos ons sien die teks verduidelik ook in Hebreëus, beteken dit my leermeester. Rabbi sou mens gereeld lees, is leermeester, Rabboni, die verbuiging daar aan die einde, dat hy op my, persoonlik. Weereens, nie net die Here nie, maar my Here, in hierdie geval dieselfde, nie net 'n leermeester nie, maar my leermeester. Dit is persoonlik. En dis juist dit, geliefdes, opstanding word 'n groter werklikheid, wanneer dit juis in persoonlike terme verstaan word. Dit is nie net 'n geval van wanneer jy weet, Jesus leef nie, wanneer daar die besef hoe groter inslag vind. Hy leef, maar hy roep my ook. En hy roep my op my naam, want hy ken my naam. Dis waar, daar's iets besonders daaraan, as iemand jou op jou naam ken. Sielkunde wys dit uit, ons is baie lief vir ons eie naam. Dit veral in 'n wêreld waarin ons leef van massas, van anonimiteit, van 'n naampie op 'n groot lys, in 'n databasis, verlore wees dalk in 'n skare. Dis die norm van die wêreld daar buite. Jy is net nog 'n nommer op die beste. Dan kan 'n onderwyser dalk in klein tyd, wat jou tussen tientalle leerders op jou naam genoem het, jou onthou het. Daai gevoel. Of 'n leier wat nie net jou werk ken nie, maar ook jou ken, jou storie ken, jou naam ken in daardie opsig. Of in jou verhoudings, 'n vriend wat jou naam so sê dat jy weet, daardie vriend bedoel, ek sien jou raak. Ek weet waardeur jy gaan. Ek probeer so bes moontlik myself in jou skoene plaas. In ons dag en tyd, geliefdes, kan ons iets verstaan van die waarde van naam. Maria Magdalena des te meer. Maar dis wat hier gebeur. Sy is nie net vrou nie. Sy is Maria. Nie net nog 'n mens, nog 'n nommer nie. Sy is 'n naam, sy is geliefd. Sy is raak gesien. En dis die hartgeliefdes van die opstanding van Christus wat die graf oorwin, wat die dood oorwin het, maar verder ook, en dit moet ons raak lees, is hierdie God wat triomfeer, roep die mens. En hy roep ons een vir een, en hy roep ons by die naam. En dan verloor ons onsself, want dis ons nou mens. Die Here roep mense. Die Here roep vir jou. Op die naam. Liefdes, daar's nog iets merkwaardig in hierdie verhaal. As daai openbaring, na sy werklik gesien het wie Jesus is, na sy hom herken het na haar naam wat sy gehoor het, sê Jesus vir haar, moenie my vashou. Ek gee jou indink, hierdie oomblik van hoop, dis my Here het opgestaan, en dit sou natuurlik 'n aangryp moment wou wees. En na hierdie woorde, moenie my vashou nie. Dit is weer 'n vraagteken op ons vorige reeks vrae. Maar dis eintlik moeilike woorde. Jouself afvra, maar waarom nie? Hoekom moet Maria nie vir Jesus vashou, aanraak nie? Geliefdes, as begin ons sien die dieper teologiese intensie van hierdie teks, wil eintlik weer na die natuur van Christus wys hier, waar Maria Magdalena vir Christus wil vashou, soos sy hom geken het. Sy het hom geken in vlees en bloed. Aan
die opstanding beteken nie noodwendig alleen net dat die verlede herstel is. Dit beteken ook dat iets nuuts aanbreek. Veral met hemelvaart kom daardie gedagte baie sterk na vore. Christus se verheerlikte liggaam. Opgestaan in Jesus sê as het ware, nie vashou aan hoe jy my geken het nie. Want ek doen iets nuuts. En dan word sy die eerste getuie juist daarvan, geliefdes. Soos ons verlede Sondag gekyk het na die feit dat vroue se getuienis nie veel water gedra het in howe nie. Sy en juist sy, die naamlose, juist die naamlose. Sy sê, ek het die Here gesien. En jy sien hierdie ommekeer van trane na getuienis, van verlies na lewe, van soek na vind. Jy sien dit. Maar dan nog 'n vraag. Is wat beteken hierdie teks vir ons vandag? Hier en nou. Liefdes, ek dink ons kan sistematies na dieselfde voetspore van Maria Magdalena, hoe die verhaal ook, hoe die narratief vorder, elke moment ook ons eie maak, soos ons na haar gekyk het. Wat beteken dit vir my, hier en nou, vir my lewe? Eerstens, is Jesus ontmoet ons in ons trane. Hy wag nie vir die mens om alles eers reg te kry, agter mekaar te kry, om eers sterk genoeg te wees nie. Die Here ontmoet ons juist by ons pyn en lyding, by ons graf en omstandighede, by ons verlies, by jou verwarring, by jou vraag, by jou ek weet nie, Here. Juist daar ontmoet die Here ons. Daar die punt van hopeloosheid. Dis waar vir Maria Magdalena, maar ook vir ons. Moenie die fout maak deur te dink, dis maar net die teks wat oor haar handel en niks met my te doen. En dan tweedens, lyding kan mens geestelik dan ook gesproke verblind. Dit gebeur, ons sien dat dit gebeur. Maar dan ook, Christus maak oë oop. Soos hy mense fisies genees het, dan ook die geestelike. Ons onderskat nogals daardie moment as 'n geestelike genesing van blindwees waar sy die Here nie gesien het nie, tot na haar naam genoem is, my Here en my God. Sy sien. Jy mag jouself dalk ook bevind waar jy nie die werk van die Here kan raak sien of die sin van iets verstaan. Dit mag dalk selfs voel, Here, waar is jy? God afwesig. Die mens gaan deur daardie emosies en gevoel, geliefdes, maar dit beteken nie hy is nie daar nie. Soos in die geval van Maria Magdalena, maar ook soos ons, by ons graf van bestaan, staan die Here nader as wat ons dink. En dan derdens, opstanding is persoonlik. Hy ken jou naam. En hy roep jou op jou naam. God ken nie net gewoon ons sonde en ons foute nie. Hy ken ons op ons naam. En soos met Maria Magdalena, wanneer die Here ons roep, soos hy ons reeds geroep het in Christus, verander alles. En dan laastens, vierdens, selfde moment sien ons hoe sy gestuur word ons ook gestuur. Maria Magdalena, geliefdes, kon nie net met hierdie nuwe openbaring daar by die graf bly en dit vir haarself hou nie. Sy moes gaan. Sy moes gaan vertel. Met die nuwe naam wat sy het, besef sy gaan in 'n wêreld en in 'n lewe wat haar, as hulle haar sien hulle nog die ou naam. Skielik maak dit nie saak nie, want haar identiteit is in wat God van haar sê. Sy moes gaan, want sy het die Here gesien. En
En daarom, geliefdes, sien ons so, die opstanding is dan nou in daardie sin nie gewoon net iets om te ervaar nie, is iets wat ons daagliks uitleef. Ek het die Here gesien. Mag ons, geliefdes, soos Maria Magdalena eerlik wees in ons trane. Mag ons soos Maria Magdalena oop wees vir die stem van die Here. En mag ons soos sy verander word deur God. Dieselfde God wat vir haar op die naam geroep het. Roep ook vir jou. Ons lees, Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink as die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. En Jesus het vir haar gesê, Maria. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.